welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dit is lekker dat jy saam kuier en saam luister. Ek het sommer net so gedink in die afgelope 2-3 weke en ek weet eintlik lankal daarvan, kry mens 'n toepassing of 'n app, wat jy dit ook al wil noem, wat jy kan koop as 'n geskenk vir iemand in jou familie, gewoonlik 'n ouer persoon, wat jy vir hulle stuur en dan gee hierdie toepassing ek weet nie hoe lank nie, seker maar as jy klaar is, 'n paar vrae sodat jy jou lewensverhaal kan neerskryf. En sodoende stuur dit jou in 'n rigting sodat jy jou lewensverhaal kan neerskryf en op die ou end publiseer hulle vir jou 'n boek. Nou ek het baie spyt, ek het nooit so iets gedoen toe my oupa nog geleef het nie, wat hy al hierdie stories kon vertel van die Boereoorlog en alles wat daarmee saamgegaan het, want op 'n gestruktureerde manier word vrae gevra sodat dit op 'n gestruktureerde manier dit uiteengesit word en dan bind hulle hierdie boek vir jou. En ek wonder toe sommer maar net, ek het nie die applikasie oopgemaak nie, maar watse vrae sou hulle vra en hoe sou dit lyk as ek persoonlik so 'n boek oor my lewe moes skryf, wat nog lank nie hoop ek op 'n einde kom nie, maar hoe dink mense hieroor? En as jy nou gaan kyk na die Bybel oor stories wat geskryf word van mense se lewens, dan sien mens kom by punte wat mens dink, hier's nou 'n gemors. Ek meen, jy dink aan Josef wat opeindig in die tronk, en jy dink aan Naomi wat haarself bitter begin noem omdat sy so swaar kry. Jy dink aan Paulus wat op pad is Rome toe om doodgemaak te word. Daar is soveel verhale wat as jy op 'n punt kom, dan dink jy, hier is dit nou die einde. En dan kom mens agter, maar dis eintlik net die draaipunt in die verhaal. Dalk is jy op so 'n punt waar jy in jou eie verhaal dink, maar die einde het aangebreek. Hierdie is 'n vrot hoofstuk. En ons almal weet dat as jy 'n storieboek lees en jy kom by so 'n hoofstuk, dat mens eintlik, partymal sit mens sommer die boek neer vir 'n week of wat en dink, ag nee, ek weet nie of ek kan sien vir hierdie boek nie. En dan wanneer jy hierdie gaan sit en sê, maar ek wil graag die boek klaar lees, ten minste net om te sê ek het hom klaar gelees, as jy deur hierdie moeilike hoofstuk geworstel het, dan het die boek baie kere 'n ongelooflike einde waarop jy nie eers kon dink of droom nie. Nou in Filippense 1:6 lees ons die volgende vers. Ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hierdie teks, Paulus wat hier in Filippense in die tronk sit, en hy skryf en hy sê, maar ek weet dat dit wat jy nou beleef nie noodwendig die einde is nie, en dat dit is nog nie die einde voordat dit nie goed is nie, want God skryf 'n goeie storie. Ek wil jou vandag bemoedig, in Augustus maand is alles gaas. Almal voel te gejaag, te besig, te de mekaar, en ons jaag na Desember toe, sodat ons Januarie van vooraf kan begin jaag, maar hoe dit ook al sy is, dalk is daar 'n ander storie in jou lewe, 'n egskeiding, 'n finansiële las, 'n geveg met iemand in jou vriendekring of in jou familie, en dit voel vir jou, jy weet nie, of 'n slegte uitspraak in terme van medies, en dit voel vir jou, hierdie is die einde van jou verhaal. Die Bybel wil ons kom herinner dat die verhaal nie klaar is voordat dit nie goed is nie, en dat God besig is om hierdie verhaal te skryf, dat hy sal aanhou om hierdie verhaal te skryf, totdat jy en hy tevrede is daarmee. Laat toe dat God die verhaal skryf, en laat toe sodat God inspraak in jou lewe het, sodat die verhaal op 'n beter plek kan eindig. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons nie los nie. Dankie dat U besig is met ons verhaal, met ons lewensverhaal. En Here, as ons op 'n slegte hoofstuk is, help ons om te weet dat hierdie nie die einde is. Dat een slegte hoofstuk nie 'n slegte boek beteken nie. Mag ons so ingestel wees op U en op die Heilige Gees, dat ons hierdie verhaal aanhou skryf. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons lewende koning.